Dit is alweer Maart. 3 maande in die nuwe jaar in. En 'n mens kan seker met reg vra, wat word van die tyd? Baie welkom in my podcast en dankie dat jy saam luister. Ja, die is die plek waar ek gesels met my Facebook vriende. En soos die meeste van julle weet, het ek wonderlike Facebook vriende met baie interessante stories. En baie van my Facebook vriende is skrywers. Daarom dat ek deesdae ook op die Lekker Lees boekrak van Marion Erskine mense in kennis stel van die podcast wat ek met 'n skrywer elke maand voer, sodat die van julle wat dalk nou nie so belangstel in my ander Facebook vriende nie, wel een keer 'n maand kan inskakel en kan luister na die insigte van een of ander bekende skrywer. Vandag gesels ek met Christine Neser. Christine is 'n bekende jeug- en kinderboekskrywer, maar sy is veral ook bekend vir haar insigte en haar kennis oor lees en geletterdheid. Sy stel haarself dan ook ten doel om geletterdheid in alle Afrikaanse en Engelse gemeenskappe in Suid-Afrika te bevorder. En in ons gesprek vertel sy meer daaroor. Ek dink dit is vir alle boekwurms belangrik om te weet hoe hulle liefde vir lees aan die nageslag kan oordra. Almal weet dat daar 'n enorme krisis is as dit kom by begrypend lese en by lees in die algemeen. En ek dink ons moet almal saamspan om die lesers van die toekoms te help skep. As jy nie net lekker lees op die Lekker Lees boekrak nie, maar toevallig ook self skryf, is dit natuurlik nog belangriker om 'n gehoor vir die boeke wat jy skryf te kweek vir die toekoms. So luister saam met my na Christine se insigte oor lees en geletterdheid. Die tweede deel van die gesprek is beskikbaar as jy 'n lid word van my Patreon klub. Dit is vir 'n minimale bedrag geld per maand en dan kan jy ook die gesprekke beluister. Lekker luister. Ons het die laaste ruk het ons die natste somer in Johannesburg se geskiedenis. So vanoggend is als klam buitekant en dit is soos 'n vroegherfs. Alles is mistig. Kort my hande aan, maar hierso is die vroegherfs in die lug. Ja. Is dit nog lekker om in Johannesburg te bly? Weet jy, dis eintlik net die mense wat Johannesburg lekker maak. Jy kan jou nie verkyk aan die sypaadjies of die strate of enige iets anders nie, maar die mense maak die plek en ons is sulke ou true blue Johannesburgers. Ons sal nou maar die wees wat die ligte afsit. So eintlik is daar vreeslike interessante bewegings aan die gang. Daar's so 'n snaakse energie hier in Johannesburg. Jy het mos ook hier gewoon, is dit? Ja, absoluut. Ek is 'n groot aanhanger van die stad. Ja, Liefhebber. ek dink die vlam het baie afgekoel, want soveel van ons vriende het net skip verlaat. Hulle nie oor see is nie, as hulle Kaap toe. En ons het baie vriende verloor, maar ons het ander vriende gekry, jonger vriende, ouer vriende, nie noodwendig ons selfe damse gaanse nie, maar vriende. En die plek werk. Om een of ander rede is die lot van ons wat oor is, so 'n bietjie van 'n oorlewingsband. Ons is so 'n ou bende wat hier so vasbyt. Ons is nogal vreeslik lojaal teenoor mekaar. So ja, ons was nou net in die Kaap vir my dogter se troue en die Kaapenaars is vir my weer 'n ander damse gaanse. Ja. Veral met die spesifieke ouderdomsgroep met wie ons gekuier het, is baie meer bewus van wie hulle is, waar hulle inpas in die stelsel, die klas, die hele styl. En hier voel dit vir my, niemand gaan 'n oog knip as jy met pantoffels by die winkel uitloop nie. Jy kan maar net doen wat jy wil. Ons is glad nie op mekaar se status of plek in die samelewing hier ingestel. Wie is jy? Maak nie saak wie jy is, wie jou ma of pa is nie. Maak nie saak op watter skool jou kinders is nie, jy is jy. Ja, en ek dink daar's dalk die foute veronderstelling in die Kaap dat al die geld in die Kaap is. Maar as jy nou sit daar in Johannesburg, veral in die plekke soos die Rosebank Mall en daar rondloop, dan besef jy dat die geld baie duidelik nog steeds net daar mooi in Johannesburg is. Hier is nog baie geld. My man is in eiendomsontwikkeling en sy
beroep staan einde se kant toe, maar hy kan net nie uit die Bloemenkantoor uit wegkom want elke keer kom daar net nog iets waarvoor hy nie kan nee sê nie of net nog 'n deal as ek dit so kan noem wat nou skielik gebeur nie. Soos daai hele node van Rosebank wat nou skielik weer begin bloei. Hy word absoluut weer 'n nuwe energiehub in Johannesburg. Sandton is op die oomblik die een wat so bietjie se wiele bietjie pap is, maar Rosebank het skielik net kop opgetel en dis waar al die hipsters en die jonges wil daar werk en daar gesien word. Ja. So dit is so interessant vir my hoe daar tog ek weet nie dit was Clem Santer dink ek wat gesê het oor sy toekomsvisie vir Suid-Afrika. There will be pockets of excellence in a sea of mediocrity. En vir my is Johannesburg baie so. Ons doen nou maar island hopping. Ons hop van die een privaat hospitaal wat wêreldklas is na die volgende winkel wat wêreldklas is. En dan ry mens maar deur die sea of mediocrity en jy voel jy's in Addis Ababa of Lagos en dan kom jy weer en dan sê hier is jy nou weer in New York. Ja. So dit is baie gemeen. Een van jou groot, hoe kan ek nou sê, dit is jou werk, as ek dit nie mis het nie, gaan oor lees en leesbevordering en geletterdheid. Wil jy 'n bietjie daarvan vertel? Weet jy, ek het so half kop onderste bo daar ingeval toe ek is 'n spraakterapeut en ek het deur die jare baie kindertjies in deur my hande gehad wat ek ook gehelp het met lees en ek mag gekyk het wat is die strategie wat die beste werk vir elke kind. Hoe kan ons die ouers bemagtig? Hoe kan ons juffrou bemagtig? Hoe help ons hierdie kind om lees vir hom lekker te maak? Want die brein werk op hierdie genotsbeginsel. As jy iets vir die brein kan lekker maak, dan wil hy dit weer en weer doen. So dit het vir my gou-gou duidelik geword in my werk met kinders. Ons moet die aksie van lees moet so lekker as moontlik wees. Want dan gaan hy kind weer wil opdaag en weer wil probeer. En dit het letterlik begin met smartie parties. As jy hierdie 3 woorde lees, daar's jou smarties, daar's jou smarties. Smarties, ek hou daarvan. Dan jy al die hele boksie smarties. So ek het man alleen hier 'n spar aan die gang gehou met lekker goed en seker die kinders se bloedsuiker vir altyd opgeduiwel. Maar toe ek nou begin skryf, wat nou ook so per ongeluk gebeur het, toe is ek so hier en daar nader getrek om sê maar 'n praatjie te doen by skole. Maar dan het ek gevoel kan nie daar voor 'n skool met 600 kinders of 1000 kinders gaan staan en my boeke verkoop of my boekie verkoop soos 'n Tupperware nie. Dit is net nie vir my reg nie. Ek moet liewer vir hulle ander waarde toevoeg. En toe het ek probeer vir hulle sê wat gebeur in jou brein as jy lees? Hoekom is dit so goed om te lees en hoekom moet mens lekker boeke lees? So toe daai praatjie so half 'n lewe van sy eie begin kry en toe het mense later my half begin aansien vir iemand wat iets van lees weet. En so het ek maar myself bemagtig met wat ek weet en toe het ek betrokke geraak by 'n groep met die naam van Vriende van Afrikaans. Is 'n groep breinvrouens van die Kaap en hulle staan tans onder die sambreel van die ATKV, maar hulle was eers 'n afsonderlike groep en hulle groot ding was om boektrommels by landelike skole uit te kry en ook inner city skole waar daar nie fondse is nie, sodat dit soos 'n mobiele biblioteekie kan wees. En dan was my werk dan was om te praat oor hoekom ons die kinders moet laat lees voor hulle skool toe gaan, hoekom ons vir hulle moet voorlees en dan hulle het dan elkeen een van vrouens het 'n strategie wat hulle dan bepraat met die onderwysers of die ouers. En so het dit nou soos 'n roadshow geraak. Ons nou oor die hele paar jaar het ons nou al so tot by muur in die Kalahari, verstaan jy, waar daar gemeenskappe is wat Afrikaans praat en dit was my verstommend. In Natal, Limpopo, Mpumalanga, you name it, maar veral in die Weskaap. Oos-Kaap, dis net so interessant. So ja, dit is nou maar waar my leesbetrokkenheid vlam gevat het en nou probeer ek lees wat ek kan. En met hierdie vreeslike statistieke wat nou deur die Pearl-studie en deur ons eie ouense studies heeltyd na vore kom, besef mens net, hier is so 'n groot krisis. As ons nie by die huis gaan begin nie, voorskool gaan begin nie, gaan ons hierdie ding nooit weet. En dis maar waar my leesding vandaan kom. Ek dink die eerste ding wat ek by jou wil hoor is daar 'n verskil tussen sê nou maar goed middelklas, goed opgeleide ouers se kinders se leesvermoëns en kinders wat uit 'n totale agterstand uitkom wat nog nooit enige geletterdheid tuis gehad het nie.
In terme van hulle leesbegrip. Ja. Ek wil nie dit veral absoluteer nie, want jy kry altyd jou uitskieters. Hierdie kind wat van nêrens af gekom het, wat nog nooit 'n boek gesien het nie, en die eerste keer wat jy hom aan letters en boeke en lees voorstel, dan blom daai kind. Maar oor die algemeen is daar, en dit is, ek weet nie of jy weet nie, die Britte noem hierdie bemoeienis wat ouers met kinders en boeke het van hulle kleines, noem hulle the home literacy event. En daar staan so 'n hele fakulteit by die London University daarin. En dit is geweldig belangrik dat daar interaksie tussen die ouer en die kind is van vreeslik jongs af. Rondom boeke is belangrik, maar ook rondom net praat en vertelling, soos wat hulle in die ou tyd om vure en om 'n tafel gesit het en stories vertel het, want dit is hoe kinders waardes leer, dis waar hulle woordeskat leer, dis waar hulle uitdrukkings leer, en dis waar hulle plek leer ken. Dit is 'n absolute skatkis wat jy kind gee. En dis waar die studies wat by Ohio State University gedoen is, wat praat van die million word gap. Praat van die ouers wat vir hulle kinders voorgelees het as deel van hulle eksperiment, en die wat nie voorgelees het nie, dat die loetjie wat nou voorgelees het vir 5 jaar voordat hulle skool toe gaan het, ongeveer 1.2, 1.3 miljoen meer woorde uit die mond van die ouer gehoor. Nou, dit is nie nuwe woorde nie. Dis herhaling en herhaling en herhaling. En dis is die brein werk, hy soek 'n patroon, en dan herhaal en herhaal. Dit sê ook dat daai kinders wat wie voorgelees het, soveel ekstra ure met 'n volwassene spandeer het, wat die ander kind nie gehad het nie. En daai million word gap word nou 'n maatstaf waarmee hulle die twee groepe meet. En kyk hoe die twee groepe, die een groep bly net die ander groep uitpresteer. En dis ongelukkig wat gebeur in ons eie land ook, waar daar ouers is wat of deur onkunde of deur ongeletterdheid of deur armoede of afwesigheid net nie daar is vir hulle kind om daai skatkis aan te gee nie. So die kind kom taalverarmd, wat ook al sy moedertaal is, kom taalverarmd in. Hy het geen voorgeletterdheidvaardighede nie. Niemand het vir hom 'n rympie geleer dat hy leer, daar's iets soos woorde wat rym, daar's iets soos 'n ritme in taal. Daar's iets in taal wat jou kan laat lag, twee woordjies is amper dieselfde. Soos ons iemand net het my gesê het, ek het blitsig geantwoord, maar toe sy die hul uitgelaat, toe sê sy ek het bitsig geantwoord. Nou, maar dit kind wat al met taal gespeel het, gaan die grappie verstaan. Ja. Nou dis daai taalarmoede en waarmee die twee groepe in graad 1 aanland. Die een se oogies het al van links na regs beweeg, soos wat die ouer die boek geblaai het. Die ander een se oogies het nog glad nie daai ervaring gehad nie. Die een het al leer om met prentjies te maak in hulle kop. En dis waar die woord verbeelding vandaan kom, want 'n mens se brein het hierdie unieke potensiaal tussen die ouderdom van so 2 en 6 om 'n woord wat jy hoor en herken in 'n prentjie te omskep. En dit gaan dan, as hulle MRI-skandering op kleintjies doen, dan sien hulle as hulle nou na die storie luister, hoe gaan die auditiewe area aan, en dan skielik is die visuele area helder. Al is daar nie 'n prentjie vir die kind nie, want hy het sy prentjie gemaak. En na 6 begin dit verswak. So nou het jy 'n kind wat in die skool kom, hy het nie geleer prentjies maak nie, sy vermoë is nou al swakker, daar's iemand wat sy lippe daarvoor beweeg, daar's woorde wat uit haar mond kom, hulle hoor woorde, maar hulle maak nie prentjies nie. Hulle begrip is mateloos swakker as die wat reeds die ervaring het. En dit is een van die redes hoekom ons kinders, waar hulle sê net 1 in 3 van ons kindertjies lees op hulle pyl aan die einde van graad 1. Die ander kan ook die woord lees, maar hulle kan nie dadelik sy betekenis kry nie, of hulle is stadig met daai proses. So as jy so stadig klank, het jy die begrip, jou begrip lees baie swakker, want jy vergeet wat jy net nou begin klank het. So dis ons die dilemma, en ek glo die enigste manier om dit te beredder is om voorskool te begin, om ouers te laat weer stories vertel en optel glo dat om 'n kind voor 'n skerm te plak, daai gaping gaan opvolg. Ja, want ek wou nou gevra het, is as jy nou, ek sê nou maar YouTube het baie, sien ek, sulke opvoedkundige programme teenwoordig, kan jy ook nie maar net 'n kind voor YouTube neersit dat hy na al die goed te kyk nie.
Weet jy, ek dink dis jou kind gaan baie interessante feite leer as hulle alreeds vir jou gehad het om hulle in te lei daarin. En jy kan weer later met hulle daaroor gesels. Dan dink ek is YouTube 'n wonderlike hulpmiddel. Maar as dit jou enigste hulpmiddel is daar soveel wat verlore gaan. Maar dit is sekerlik beter as niks. Die nadeel daarvan is dat die brein word dan geprogrammeer, hy kyk vir 'n skerm. Die frontale lobe is baie geaktiveer en die kinders leer om met hulle linkerbrein net te verwerk wat hulle sien. Hulle eie kreatiwiteit en hulle regterbrein word nie daardeur geprikkel nie. So ons kry skermkinders wat in die klas kom en dan is daai juffrou glad nie 'n skerm. Sy praat nie, daar's nie klokkies in herhalings en liedjies en hierdie hele ding wat jy kry as jy op 'n YouTube klip wat jy oor en oor kan kyk en sy het een keer gepraat dan gaan sy aan. So daar's vaardighede wat hulle net nie op hierdie stadium nog deur 'n skerm kan kry nie wat nog steeds menslik gekoppel moet wees. En die geborgenheid dink ek dan, né, dat 'n kind as jy 'n storie voorgeles word, 'n Ja, geborgenheid ervaar. ja, ek dink dis eintlik die rede hoekom kinders vir wie voorgeles word, wat hulle sê beter vaar en beter konsentreer in die klas want hulle voel veilig. Hulle voel nie bedreig deur hierdie storie nie. Hulle ervaring met boeke is een van veiligheid. Want dit is op 'n ouers se skoot. En daar's baie van die leesgurus wat sê reading starts on the lap of a parent. En dis daai ding, die geborgenheid, die ouers se stem, die interaksie, dis alles een pakket. En ek weet nie of jy weet nie, maar as 'n baba gebore word, dan skei die ma se brein oksitosien af, dan kry sy melk. En daai oksitosien, as sy weer haar baba troos, dan skei die baba se brein oksitosien af. So haar stem en haar aanraking het die vermoë om oksitosien te laat afskei. Onmiddellik gaan die baba se adrenalienvlakke af en dan kalmeer die baba. En dis daai selfde patroon wat moet deurgaan en juffrou is tot 'n groot mate die een wat daai oksitosienrol moet oorvat, want jy wil nie 'n kind vol adrenalien in jou klas hê. Jy wil 'n kind wat veilig en geborge voel en wat deur jou stem gekalmeer kan word en lus gemaak kan word vir lees. Maar daai kind wat daar sit wat tot bordens toe vol angs is, sy brein kan mos nie werk nie want hier by die amygdala sluit daai adrenalien vir hom af en dan sit veg, vlug en vries die hele tyd. So ek vermoed dat alle kinders met 'n leergestremdheid, vir leeragterstand, 'n kind wat nooit blootgestel is nie, word op die ouend angstige leerders, want jy raak angstig as jy die ding nie reg kry. En dan sit 'n bose kring. Ja. Ek wil jou vra as 'n mens nou verby beweeg soos jy, dan kom nou 'n kindjie in jou klas en die kom uit 'n geborge huis uit, daar is voorgeles en al daai goed. En tog lees die kind nie met begrip nie. Wat doen 'n mens dan as 'n ouer want kom ons praat eers oor hoekom is begrypend lees belangrik en dan hoe kan jy dit verbeter? Ek dink begrypend lees is seker een van die grootste faktore wat ons gaan beskerm in die going forward van hier af vorentoe met kunsmatige intelligensie, want ons gaan moet leer om te lees met onderskeiding en begrip en nog baie ander goed lees om seker te maak ons word nie hier vir 'n pop gevat nie. So daar's 'n ou se naam Sugata Mitri, is so 'n kundige spesialis van Indië. Hy het gesê seker in 2013 al, die grootste vaardighede wat 'n kind op skool moet kan leer is om met begrip te kan lees en om vinnig te kan lees, want hy het al die trend voorspel wat gaan kom. En dit is sodat 'n kind wat met begrip lees spaar ontsettend tyd, want hy gaan die eerste keer verstaan. 'n Kind wat sonder begrip lees moet weer lees en weer lees en baie keer by die derde probeerslag dan kan hulle verstaan. Maar dis daai angstigheid, die ander het klaar gelees en ek het nog nie, en die tyd raak op vir my begripstoets en ek het nog nie verstaan wat hier in die begripstoets aangaan nie, en dan raak ek net meer gespanne. So dit is 'n groot probleem, daai ding wat jy nou sê van as jy alreeds 'n kind deur al hierdie prosesse het van hulle kan woordjies herken en nou laat jy hulle die woordjies klank en nou maak hulle nie lekker sin nie, hulle verstaan nie. Ek dink dis hoe 'n kind se breinprofiel mag gemaak is, die melanisering van hulle neurone van die breinpaadjies.
Een ding wat ek wel weet is hoe meer 'n mens dan met hulle herhaal, rustig, wat ons noem gepaarde lees, op 'n skoot of langs jou, dieselfde ding oor en oor. Ons lees hierdie stukkie, ons lees hom nie een keer nie. Ons lees hom 10 keer, dan kry jy jou chap en jou wat ook al. En dan die 10de keer sê die brein, ag, dit is nie so erg nie. Nou vat ons die volgende enetjie en ons herhaal dit weer. Daar's geen druk nie. Ons herhaal dit net. En ons herhaal tot jy dit vlot kry. En die oomblik as jy vlot raak, dan begin sluiting in die brein plaasvind. Dis 'n baie moeilike ding om te verklaar, maar skielik is dit net 'n liggie wat aangaan in die brein, ek verstaan. Maar mens moet elke keer weer teruggaan na die vlak van waar die kind wel verstaan. Al is dit enkel woorde. En jy gaan nie daarvan weg voordat daai kind nie gereed is vir die volgende vlakkie nie. So met die groot inisiatief, ek weet nie of ek nou maar daaroor kan praat nie, van die departement om die lees te probeer ophef, het hulle toe in 2024 het hulle toe al die uitgewers teen mekaar opgestel en gesê, skryf vir ons nuwe leesmateriaal vir graad 1 tot graad 6 dink ek, 7. En julle moet nie net 1 boekie per graad nie, daar moet 20 boekies vir elke leesvlak wees. So as daar 3 leesvlakke is, daar's 20 boekies. By eind was daar, ek dink moes jy in graad 1 deur 40 klein boekies kan lees. En dit het soos die absoluut ideaal geklink, want dan as jy op 1 vlak 'n kind deur 20 boekies vat, is daai kind absoluut gegrond. Hy's reg vir die bakstene van die volgende laag. En dit is wat die voorheen kort gekom het. Ons het te vinnig aangegaan en aanvaar. Kom julle maar saam. Julle al verstaan julle nog, ons trek julle maar saam, julle maar kom. Nou kan kinders op daai vlak bly vir langer met nuwe boekies, maar op dieselfde vlak, sodat hulle ook voel hulle maak vordering. En daar's toe nou sekere uitgewers is toe nou groen tik gegee of blou tik, ek weet nie wat nie. En was groot opgewondenheid vir party en was absolute trauma van die ander, want al hierdie boeke is gepubliseer op die koste van die uitgewers. Hulle moes uitskrywers aanstel, hulle moes illustreerders aanstel. Dit was 'n massiewe uitgawe en nou gebeur daar niks. Sure. En nou nog niks. Die boeke lê daar. Maar die inisiatief, die plan is daar. As die plan gaan werk en daar's geld om hierdie boeke reekse aan te koop, gaan ons kinders die geleentheid kry om op 1 vlak baie oefening te hê. Sodat ons, ek mens hoop dat jy daai bruggie kan oorsteek. Want daarna raak dit, weet, leesterapie, dit raak partykeer psigoterapie, dit raak partykeer medikasie, want is dit nie dalk nou 'n aandag of leibaarheid wat ons hier het nie. Wat het ons hierso? So dit raak dan 'n baie groter ding as ons dit nie op die brein se natuurlike ritme en patroon kan oorkom. Daar's nie kits nie, daar's nie 'n kits ding in 'n kind wat moeilik lees nie. Alles is herhaling, geduld, herhaling, geduld. En dan daai breintjie wat self sê, ek het dit. Is daar 'n verskil tussen die lees van fiksie en die lees van nie-fiksie? Ek dink mense wat nie fiksie lees is meer, ek vat nou ook nou 'n groot sprong, is meer regte brein mense wat die hele ding wil met al hulle sensoriese fasiliteite ervaar. En die regte brein mense se die verwerking van auditiewe stimulus in die regte brein. So jy hoor amper jou teks as jy hom lees, jy hoor die karakters praat, jy ruik hulle, jy voel hulle, jy beleef jou teks meer. Waar nie fiksie beleef jy nie noodwendige teks nie, jy lees en jy maak 'n reg betekenis daaraan wat 'n baie meer linkerbrein funksie is. So ek weet nie hoekom of dit dalk verklaar hoekom vrouens liewer is vir romansas wat heeltemal regterbrein fiksie is en mans dalk eerder 'n boek oor die ekonomie of oor oorlogsmisdaad of wat ook al sal lees nie. Maar mans, daar is ook mans wat van fiksie hou, nie noodwendig van die genre van romansa nie, maar hulle kan ook nie fiksie geniet. Maar ek dink dit is 'n breinvoorkeur. Ja, wat interessant is in Nederland het hulle dis nou veral in die hoërskole vir baie jare, en ek dink die Britse stelsel is ook 'n bietjie so, word leesvaardigheid hoofsaaklik getoets met artikels en nuusberigte en so as ek vat, sê nou maar by ons, as jy vir 'n standaard 8, wat is dit, graad 10 leerling, 'n toets gee wat jy leesvaardigheid toets, dan sal
80% van die tekste in daai toets sal nie fiktiewe tekste wees nie. En dan sal daar een fiktiewe teks tussen wees. En ek het altyd halfie gevoel dat dit ontneem kinders die plesier om van lees. Nie dat soos jy sê, party kinders gaan nie fiksie meer geniet, maar daai hele verhalende proses wat aansluit by dit wat jy vertel het van in die moederskoot, waar jy stories moet vertel en gediggies moet opsê en dis asof nie fiksietekste is het dit nie. So kinders mis dit dan ook. Ek het vreeslik baie moeite daarmee dat daar nie meer stories in die toets is nie. Ja, ek het nooit daaraan gedink nie. Ek aanvaar nie fiksietekste is dalk meer patroonmatig wat dalk makliker skoor en jy kan moeiliker woorde daarin voeg om weet daai tipe ding en gee meer eksakte antwoorde wat makliker is om te merk is reg of verkeerd. Waar jy in nie fiksie is daar waarskynlik is daar meer as een regte antwoord want hoe lees ek hierdie, hoe ervaar ek dit? As hulle vir my sê was Rooikappie ongehoorsaam of was hy avontuurlustig? Verstaan daai tipe van Ja, dit was al twee, ja. Ja. Brein funksies is en jy kan dis moeiliker oop-einde vrae. Ek weet nie, ek aanvaar is ook dat hulle voel op veral hoërskoolvlak begin ons jou voorberei vir tersiêre studie vir die harde wêreld. As jy wil lees vir plesier, jy kan dit by die huis doen, maar hier by die skool gaan ons vir jou met nie fiksie bombardeer. So ek aanvaar is dit, maar ek kan selfs onthou op skool as jy 'n begripstoets doen en jy kry 'n lekker begripstoets, dit meer verhaal het of daai dodelike goed wat jy weet hierdie oor die industriële revolusie of wat ook al iets moet lees, hoe dit vir my makliker was as dit 'n meer 'n verhalende ding was want daar was meer koneksies wat ek kon maak en vinniger dit kon maak as hierdie baie meer gestruktureerde linkerbrein tekste. Dis 'n baie lekker antwoord en ek glo jy's reg, 'n groot deel het te maak met die nakyk daarvan, dat dit makliker is om 'n wat is dit, multiple choice, meervoudige keuse. Ja. Dit na te kyk, ja. Ek dink daar is tog seker 'n bietjie akademiese snobisme. Ons gee sulke moeilike toetse, ons vat sommer daai boek van wat wie ook al van Einstein, ons vat hom. Ons gebruik daai ou se tekste as ons basis. Ek weet nie. Jy het 'n punt daar weet. Ek wil 'n klein bietjie teruggaan. So, jou kind het nou leer lees en 'n kind leer redelik goed. Hoe gaan jy nou verder as ma? Hoe besluit jy nou wat jou kind nou verder moet lees? Moet jy wat is die woord curate? Is mos so 'n woord wat vreeslik graag gebruik word. Moet jy nou jou kind se leeservaring curate of hoe doen jy dit? Jong, ek weet nie hoeveel tyd dit maas nie, maar ek dink as 'n kind in hierdie dag en tyd 'n boek vat en lees, dan klap jy hande en jy is maar net te bly dat die kind wel iets lees. Ek dink dis 'n ongelooflike intuïtiewe ding dat 'n kind gaan wil lees wat hulle maatjies lees, so weet vlakgebonde, so as by die maats lees sal hulle wil lees en hulle wil lees wat vir hulle op daai ouderdom lekker is. So ek sê maar vir Daria vir Oom Piet, hierdie seker graad 3's, graad 4's, dis hulle kos. Hulle eet hom. As 'n ma op daardie stadium voel my kind is nou eerder gereed vir Lord of the Rings, ek seker jy mag maar daai groot sprong maak, maar ek dink 'n mens met die genot wat 'n kind ervaar, die mens moet ook altyd onthou daai fases wat Erikson kind ons almal ingedeel het. Hou tred met wat is die emosionele ontwikkeling van jou kind? Waar is hulle nou? As hulle hier in graad 3 kom en hulle kan al lees, dan gaan hulle oor in die fase wat Erikson praat van die industriousness. Hulle wil fliks wees en hulle wil vinniger lees as hulle maatjie, hulle wil meer lees as hulle maatjie, meer boeke. Wil eers uit die klas wees, dit gaan oor wen. Wie kan dit die vinnigste doen? Wie kan die hardste wind opbreek? Wie kan die hardste, weet wat ook al is, dit hulle wil mekaar wen. So dan is dit is eintlik ons goue tyd om kinders met lees te bemagtig. Want 'n brein wat lekker lees is heeltyd besig om vinniger te lees. En so bou jy breinpaadjies en so maak jy jou brein gereed vir moeiliker tekste. So
as ouers op 'n morele vlak hulle kinders wil curate, ek weet ek het al my kop so vierkantig gestamp met byvoorbeeld verwysings wat ek by praatjies by skole maak. Liewe heksie, ek is uitgehaal daaroor deur 'n hoof wat my eenkant geroep het en gesê by hierdie skool praat ons nie van hekse. Daar's nie liewe heksies nie. Daar is nie liewe heksies nie. Hekse is duiwels. So het ek al as ek uitgehaal omdat ek Harry Potter as 'n voorbeeld aanhaal en kinders aanmoedig om Harry Potter te lees. Maar weer eens elke ouer het dis hulle morele reg om te besluit wat wil hulle toelaat. Ek weet nie of ek jou nou 'n interessante staaltjie mag vertel uit my eie lewe nie. Ek was seker so 8, 9, toe kan ek en my sussie wat 18 maande jonger is al goed lees, want ons het niks anders gehad om te doen in Bloemfontein. Ons biblioteekboeke was binne 4 dae opgelees, dan kom Sondagmiddag, dan staan niks meer om te lees nie, dan moet ons lê en slaap. Dan raak ons stout en dis wanneer ons my pa se Gonzalo boeke gaan haal het. Ons onder die bed ingekruip en dan lees ons nou skelm die Gonzalo boeke vir mekaar. Nou is ons op die nuuskierige fase. En my sussie lees en sy sê, ek het die woord gekry, kyk hierso, is 'n vuil woord, kyk. En daar staan die meisie, steek haar hand uit en vat aan die offisier se lapel. Dis 'n lapel, that's it, ons het dit. Nou is my sussie 'n snip, nou is my ma die volgende dag daar by haar masjien besig om rokke te maak. Sy sê, ma, waar sit 'n man se lapel? Ek sê, wat? Dis nie sy lapel. Sê jy 'n lepel? Nee, sy lapel. Sê waar hoor jy daai woord? Nee, sy wil nie sê op die ouend word die boek nader getrek. En toe is dit 'n lapel. My ma moes seker ook ons leesstof verkeerd het, maar ons so leer 'n mens maar jy lees baie keer verkeerd goed. Dis soos The Book Thief waar die kind met die begrafnisondernemer se handboek leer lees het. Ja. Geen gee eintlik nie om nie. Dis die wil om te lees in die interaksie met 'n mens. Ek wil vir jou vra, dan kom jy op 'n punt wat jy nou agterkom, nou lees jou kind net Engels. Ja. Kry jy 'n kind weer terug by Afrikaans? Dit is nogal 'n interessante een daai. Daar's baie kinders wat vir my sê my brein wil nie meer Afrikaans lees nie. Destyds toe ek die L-boekies geskryf het, was daar baie kinders wat vir my gesê dis die eerste Afrikaanse boeke wat hulle lees, want dit is vir hulle lekker en ek sien dat kinders is reeks, hulle hou van reekse. Veral hierdie tieners tussen 13 en 16, hulle kry 'n liefdesverhouding met 'n karakter en hulle wil weer en weer en weer en weer. Hulle loop letterlik 'n paadjie. So as mens 'n reeks by 'n kind kan uitkry, dan raak dit hulle ding. Hulle weet nie eintlik eers van watter taal hulle lees nie. Maar daar is definitief tipe snobisme. Ek lees nie Afrikaans nie, ek lees Engels. So miskien is daar net vir hulle 'n groter verskeidenheid. As ek moet dink hoe lyk my boekrak agter my, dan is my boekrak dieselfde. Ek vir elke een Afrikaanse boek wat ek koop ek 10 Engelse boeke. 20. Ja. So mense het dieselfde ding, is 'n kleiner oes wat jy het. Ek dink nie die kinders tussen kom ons sê tussen 9 en 12 het 'n heerlike verskeidenheid van Afrikaanse boeke met Jaco en Fani en al die ander skrywers wat in daai milieu, in daai genre skryf, in daai ouderdomsgreep. Daar's lieflike boeke. En dan die 12 plus, dit raak so 'n bietjie moeilik want ons het baie jeugboeke enkeltitels. En dit word ook aangemoedig met kompetisies, enkeltitels. En 'n kind is nie so mal om 'n enkeltitel te koop nie. 'n Kind koop dit nie. Tweede ding is die boeke het baie duur geraak. Dit is baie hartseer dat Afrikaanse boekie kos dubbel te Engelse boek. Want dit is 'n kleiner oplaag, ons kan die boeke spotgoedkoop invoer van oral af. Word masjien nou gedruk whatever. En so as hulle moet kies by 'n boektafel, dan kyk hulle vir geld het hulle en dan koop hulle wat hulle wil. Maar as hulle eers in 'n reeks is, dan wil hulle nog in daai reeks klaar lees. Maar ek het nie regtig vir jou antwoord nie, behalwe dat ek dink dat ons kan definitief as ons Afrikaans onder ons jong tieners wil bevorder, moet ons nog reekse vir hulle skep waarna hulle inkoop. Hulle moet in die karakter inkoop en dan kan jy amper nie stop om te lees nie. Maar ja, solank die kind lees, ek dink 'n goeie Afrikaanse onderwyser wat 'n boek regtig vir hulle oopmaak of gedigte vir hulle oopmaak, laat hulle self later eendag sê, weet jy, dis die eerste Afrikaanse boek wat ek in 10 jaar lees. Nou lees al die jappies om.
sê nou maar skryf 'n sprokie of wat ook. Mense wat sê, weet jy, ek het laas in matriek het ek alleen Mateer lees, nooit weer 'n Afrikaanse boek gevat nie. En hier lees ek nou hierdie boek. Ja. Ek wens ek het jou antwoorde gehad.